Rika, jy's ons derde finalis en ek wil 'n bietjie hê ons moet oor hierdie uittreksel uit jou profiel gesels. As een van die regisseurs wat saam met Karike gewerk het op Kraanies, was dit vir my pure plesier om saam met haar te werk, want sy was altyd betyds geweest, sy het altyd mooi gelyk, sy het altyd haar woorde geken. En ek dink hoekom sy so groot sukses was, is die feit dat sy altyd met die kinders gepraat het asof hulle haar gelyke is en sy het nooit afgepraat na die kinders nie. En ek dink 'n program soos Kraanies word baie gemis, nie net vir die inhoud nie, maar spesifiek vir iemand soos Karike Kesenkamp. Ek is baie lief vir mense. Ek het altyd gesê dat ek baie graag 'n werk sou wou doen waar ek met mense werk. En ek het onderwys gestudeer en nooit skool gehou nie, maar ek het nou dan hele land se kinders gehad wat wonderlik was. Ek kry ontsettend baie liefde van die publiek. En dit is 'n wonderlike ervaring, want wat ek doen ek omdat dit vir my lekker is. Ek hoef dit nie te doen nie. Dit is net vir my verskriklik lekker om te sing en video's te maak. En dan kry jy nog op die koop toe so baie liefde. Ek kry baie liefde van my gesin. Hulle ondersteun my en ek waardeer dit dat hulle vir my, veral my man, my so baie ruimte gee om my eie ding te doen. Ja, en vir baie jare is jy bekend as die Kraaienest Tannie. Nou, hoe dit gekom dat jy in hierdie wêreld van aanbieding beland het in daai vroeë jare van televisie? Johan, ek dink hulle het net basies nie mense gehad nie. Die ding was dat hulle het aanbieders gesoek. Hulle kon dit nie regtig eintlik adverteer, ons het nie televisie gehad nie. En omdat sommige van ons al gesing het en half bekend was, het hulle maar van die wat hulle geken het hulle gevra om te kom vir audisies. En ek het eintlik nie vreeslik belang gestel om eers te gaan vir audisie nie. Ek het gedink dis nie regtig my tipe ding hierdie nie. Ek het televisie in Amerika gesien en ek het gedink dis handpoppe en sulke tipe goed. Ja. En ek is nie regtig vir kleuters in die wieg geren. Ek nie verstaan waaroor dit gaan nie. Maar toe sê my man gaan nou maar met miskien leer jy dan moet lyk 'n ateljee en dalk sal dit nou vir jou help later as jy dalk moet sing. En ek het regtig nie gegaan met enige verwagting dat ek dit sou kry die werk nie. Ek was ook nie eens bly toe ek dit gekry het. Ek het nie gewag vir my nie. Daar was niks met aan te meet nie. Ons het nog nie televisie gehad nie. Nou wat wag vir jou? Die feit dat jy toe elke week in die mense se sitkamers was, het dit 'n groot omwenteling in jou lewe veroorsaak? Johan, ja, dit het, maar aan die ander kant het ek al op 8 jaar lank gesing. Toe ek begin het met Kraanies. Ek was gewoond aan om al herken te word in die straat. Dit het dit baie makliker gemaak. Ek dink dit sou vir my 'n geweldige aanpassing gewees het as ek skielik net op 'n dag jy weet, bekend raak op televisie en hier kyk almal vir jou. Ja. So ek kon dit baie makliker in daai opsig hanteer. En dit was lekker want jy het ook toe die kinders weet om jou gehad. Ja, maar 'n mens verloor tog van jou privaatheid, nê. Dit is 'n ding wat jy moet prys gee die oomblik wat jy weet, ek is nou al langer in die publieke oog as helfte van my lewe. Jy raak dit gewoond ook. Jy boet privaatheid in, ja, maar daar word baie vergoed. Soos ek in my profiel gesê, die liefde van die publiek, van wat jy van die mense terugkry is eintlik ongelooflik. Sou jy graag weer wou 'n program aanbied op 'n stadium? Ek weet nie, as die regte program kom, sal ek dit miskien oorweeg, maar ek het nie die tyd om op die oomblik 'n weeklikse program aan te bied nie.